In hierdie voorbeeld word vir ons gegee dat O die middelpunt van die sirkel is en ook dat koord AB gelyk is aan koord AC. Soos wat julle kan sien, is dit reeds aangedui op die skets. Verder het ek hier 'n hoekie van 30 grade en ek het ook 'n hoekie hier van 28 grade. Nou vra hulle vir my om met redes te bereken hoe groot hoek F2 is. So kom ons kyk, waar is hoek F2? F2 is hierdie hoek. So ek sien dat daardie hoek onderspan word deur AC. Gebruik albei jou hande, sit een vinger by A, een vinger by C. As jy na die omtrek toe gaan, eindig jy by F2. Maar jy het nog 'n koord wat presies net so lank soos AC is. Dit is die koord AB. So as ek my een vinger by A, die ander een by B sit en ek stap weer na die omtrek van die sirkel, dan kry ek hier die hoekie wat gelyk is aan 30 grade. Dit wil sê F2 moet ook gelyk wees, hoek F2 moet ook gelyk wees aan 30 grade, want gelyke koorde gee gelyke hoeke. Goed, dan vra hulle vir my hoek A3. En soos jy kan sien, skryf ek elke keer die antwoord neer, want ek mag dit dalk volgende keer weer nodig hê. Ek bedoel, ek skryf dit neer op die skets. Goed, waar is hoek A3? Dit is hierdie hoek. Nou, deur watter koord word A3 onderspan? As ek hier van C af na A toe gaan en van D af na A toe gaan, dan sien ek A3 word onderspan deur DC. Dus weet ek, as ek 'n ander hoek het wat ook deur DC onderspan word, gaan A3 gelyk aan daardie hoek wees. Nou ja, E hier is 28 grade en dit word ook deur DC onderspan. So A3 is 28 grade en my rede sal wees hoeke in dieselfde segment. Goed, nommer C. Laat ek dit net gou hier inskryf. Die hoekie is 28 grade. Nommer C, vra vir ons die grootte van E1. Nou kom ons kyk na E1. E1 is hierdie hoek hier. Waardeur word dit onderspan? Dit kom van F af na E toe en van C af na E toe. So dit word onderspan deur FC wat 'n middellyn is. Nou ja, ek weet 'n hoek in 'n halwe sirkel is altyd 90 grade. En om 'n hoek in 'n halwe sirkel te kry, beteken dit is onderspan deur 'n middellyn. So E1 is 90 grade, want dit is 'n hoek in 'n halwe sirkel. Nommer D. Vra vir ons A2. Nou ja, A2 is hierdie deel. Nou, ek sien dat my middellyn, daar gaan my middellyn, ook vir hoek A2 en 3 saam onderspan. As ek van F na A toe gaan en van C na A toe gaan, dan kry ek hierdie hoek hier, A2 en A3 saam,
wat 90 grade moet wees, want dit is 'n hoek in 'n halwe sirkel. Maar ek weet reeds dat A3 28 is, so A2 gaan wees 90 grade minus die 28 grade, wat gelyk is aan 62 grade. Ok, so die hele hoek is 90, trek die 28 af, en dan kry ek A2 is 62 grade. Goed, nog 'n voorbeeld. Hierdie slag kom dit uit die provinsiale eksamen vir November 2023 uit die Gautengse Departement van Onderwys vraestel. Die vraag sê, in die figuur hieronder is DF 'n middellyn van die sirkel met middelpunt O. Nou kom ons maak dadelik so, O is 'n middelpunt, ons moet dit nie vergeet nie. DF is 'n middellyn, ek gaan hom ook sommer in rooi maak, hy's dan baie dik. Kom ons maak dit net dunner, anders kan ons nou nie sien wat aangaan nie. Daar is my middellyn. Die oomblik wat ek weet ek het 'n middellyn, soek ek vir hoeke in 'n halwe sirkel. So ek sien alreeds dat hoek E 'n hoek in 'n halwe sirkel is, want kyk, dit word deur DF onderspan. Goed, kom ons lees verder. In die diagram DF is 'n middellyn van die sirkel met middelpunt O. Koord EG sny DF, so waar is EG, sny DF sodanig dat DF loodreg op EG is. So DF loodreg op EG, dit is reeds aangetoon daar met die 90 grade hoekie. En dan trek hulle ook koord EF, daar sy, en koord GF, wat hier is. En dan die hoek EGF is 55 grade. Bepaal met redes die grootte van hoek D. Kom ons kry 'n swart pen en ons maak hom bietjie dikker. 9.2.1a vra vir my die grootte van hoek D. Nou ja, D word onderspan deur EF. Onthou, jy sit jou een vinger by E en jou ander een na F toe en jy loop gelyktydig na die punt D toe. Daarom is D onderspan deur EF. Maar EF onderspan ook vir G. Weereens, een vinger van F af, een vinger van E af. Gebruik jou twee hande en dan sal jy sien, dit is die hoek G wat 55 grade is. So D is 55 grade en my rede sal wees hoeke in dieselfde segment. Goed, so daar het ons hierdie hoek is 55 grade en ek kan aangaan. Nou vra hulle vir my die grootte van hoek O2. Die eerste ding wat jy moet oplet is dat O2 'n hoek by die middelpunt is. As ons 'n hoek by die middelpunt is, moet ons dink aan die stelling wat sê die hoek by die middelpunt is 2 keer so groot soos by die omtrek, as hulle deur dieselfde koord onderspan word. So EF onderspan vir O2 en EF onderspan vir hoek G by die omtrek. So hoek O2 gaan 2 keer hoek G wees. Dit is die hoek by die middelpunt is gelyk aan 2 keer die hoek by die omtrek. So O2 is gelyk aan 2 maal 55 grade en daardie hoekie is dus 110 grade.
Die volgende ding wat hulle vir my vra is E2. Nou, E2, waar is dit? E2 is hierdie hoekie. Nou, let op, as H3 90 is, H2 gaan ook 90 wees, want hulle sê vir my dat DF loodreg op EG is. Dit beteken dat al 4 die hoekies hier gaan 90 grade wees. Jy hoef nie te bewys dat H2 90 grade is nie, want die lyne is loodreg gegee. En dan sien ek hier 'n buitehoek van 'n driehoek. Ek wil dit graag inteken. Jy sien daar die driehoek hier het 'n buitehoek wat 110 grade is. So, E2 plus die 90 grade gaan gelyk wees aan 110 grade, want dit is die buitehoek van 'n driehoek. En dus gaan E2 gelyk wees aan 110 minus 90, wat 20 grade is. So kom ons skryf net ons 20 grade daarin. Nou vir vraag D. In vraag D vra hulle vir my die grootte van hoek E3. En E3 is hierdie hoekie. Wat ek moet raak sien is dat ek 2 radiusse hier het. OE is 'n radius en OF is ook 'n radius. So ek weet dat hoek E3 gelyk is aan hoek F1, want hulle is teenoor gelyke radiusse. Nou in driehoek EOF het ek 110 grade plus hoek E3 plus hoek F1 wat saam 180 grade moet wees, want dit is hoeke in 'n driehoek. Maar omdat E3 en F1 ewe groot is, kan ek sê dit is 2 maal E3 plus die 110 grade wat vir my 180 gee. As ek die 110 grade aftrek, dan kry ek 70 grade en deel deur 2 en ek sien dat E3 gelyk is aan 35 grade. So daar het ons nou die hele vraag 9.2.1 beantwoord. Daar is egter ook 'n vraag 9.2.2 wat sê, bepaal die lengte van OH. Waar is OH? Is hierdie groen stukkie hier. Indien die middellyn van die sirkel 10 eenhede is en GE gelyk aan 9,4. Nou dit is die eerste stelling waar ons 'n lyn vanaf die middelpunt het wat loodreg op die koord is. Nou ek wil net heeltemal bietjie vir my plek maak, kom ons gooi daai vrae weg. Ons skuif hierdie bietjie op wat ons wil uitwerk. Oeps, daar's sy. Bepaal die grootte en dan kan ek my prentjie ook maar skoonmaak, sodat ek van vooraf kan neerskryf wat ek het. So hulle sê vir my ek moet die lengte van OH bepaal, indien die middellyn van die sirkel 10 eenhede is. Nou as die middellyn 10 eenhede is, dan beteken dit dat elke radius gaan 5 eenhede wees.
So omdat ek my middelpunt daar het, is OE 'n radius, DO is ook 'n radius, kom ons skryf maar die 5 daar, OF is ook 'n radius, so ek weet al my radiusse gaan 5 eenhede lank was. En dan sê dit ook vir my dat GE, so hier van G na E toe, is 9,4 eenhede. Nou met dit dat ek 'n reghoekige driehoekie hier het, ons het al reeds in 'n vorige vraag gesien dat H92 is, omdat DF loodreg op EG is, sal ek vir OH kan bepaal as deel van hierdie driehoekie. As ek net vir HF ken. Nou ja, kom ons vee weer 'n bietjie uit. Hulle gee vir my dat GE 9,4 eenhede is. Ek kan nie sommer net gaan sê dat HE die helfte daarvan is nie, want dis nie vir my gegee dat H die middelpunt is nie. Wat wel vir my gegee is dat die twee lyne loodreg op mekaar is, en daarom weet ek dat H is die middelpunt van GE, van die stelling dat die lyn vanuit die middelpunt loodreg op die koord halveer die koord. So, die lyn HE gaan dan wees 9,4 gedeel deur 2, wat gelyk is aan, laat ek dit net gou doen, 9,4 gedeel deur 2, en dit is gelyk aan 4,7. So nou het ek 4,7 hier, en dan kan ek die driehoekie, of die stelling van Pythagoras in die driehoekie gaan werk. Ek werk in driehoek HEO. Kyk wat skryf ek. HEO, en dan het ek dat OH kwadraat wat ek moet bereken, plus 4,7 kwadraat gelyk is aan 5 kwadraat. Dit is die stelling van Pythagoras. So OH kwadraat gaan gelyk wees aan 25 minus 4,7 kwadraat, wat ek gou gaan uitwerk. So 25 minus 4,7 kwadraat gee vir my 29,1, en dan wil ek die vierkantswortel van daardie antwoord te kry, en as 'n desimaal is OH dan 1,71 eenhede. Reg. Net om dit weer terug te vat na 'n wortelvorm, dit was 291/10. Goed, dis die einde van die probleem.